Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 27 November 2025. Ons doen die nuus in kolla en ons hoofopskrif vir vandag sê: jeugdige skolier in Kaapse skool verkrag. Nuushooftrekke vir vandag: huurgeld vir polisie is meer as 400 miljoen rand per jaar. Jeugdige skolier in Kaapse skool verkrag. DA maak 'n klagte teen mense wat vir Rusland veg in die oorlog. Najwa Petersen weer voor die paroolraad. Blitsbokke speel die naweek in die Sevens toernooi. Proteas wen die crickettoets in 25 jaar. Die gemeenskap van Atlantis in die Kaapstadse metro het al verskeie kere betoog nadat 'n laerskoolleerling na bewering 'n badkamer by haar skool verkrag is. Die voorval het glo op 7 November by 'n laerskool in Atlantis gebeur. Die saak is sedertdien na die eenheid teen gesinsgeweld, kindermishandeling en seksuele misdrywe in Milnerton oorgeplaas. Volgens 'n betroubare bron sê die meisie 'n man het by die badkamer ingekom, haar onderklere afgetrek en haar verkrag. Sy sê ook dit het in die vroue badkamer op die skoolterrein gebeur. Volgens die bron is dit onduidelik of die oortreder 'n personeellid of besoeker is. Die skool is omheind en daar is veiligheidskameras op die terrein opgerig. Daar is egter geen kameras in die omgewing van die badkamers nie. Die volgende stap is dat die meisie na 'n forensiese maatskaplike werker verwys word vir 'n verklaring. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement sê die bewering is onmiddellik onder sy aandag gebring toe dit by die skool aangemeld is. Die polisie ondersoek die voorval en kyk hulle na die beeldmateriaal van die veiligheidskameras, hoewel daar gerugte is dat die verdagte onderwyser is. Beklemtoon die polisie, dit is nog onduidelik of dit wel op die skoolterrein gebeur het of nie, of enige een by die skool betrek word. Hulle wag op meer inligting van die polisie ondersoek af. Dit het aan die lig gekom dat 10% van die 1165 polisiekantore in die land nie vir menslike gebruik geskik is nie. Die polisie gebruik 22 eiendomme in die Pretoria se middestad wat gehuur word. Dit kos die staat jaarliks sowat 444 miljoen rand aan huurgeld. Hierdie finansiële laste verlig is die Telkom Toring geboukompleks in 2015 vir 694 miljoen rand gekoop. Die polisie het meer as 543 miljoen rand bygedra, so sê Dean McPherson in sy antwoord. Die Departement van Werkskepping en Arbeid het egter in Februarie 2024 sertifikate rakende die veiligheid en ander kwessies van die gebou uitgereik. Die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur het 'n kontrakteur met 'n kontrak van 36 maande aangestel om opknappingswerke te doen. Betekenisvolle vordering is sedertdien gemaak wat onder meer verbeterde beligting, ventilasie en brandbestrydingstoerusting ingesluit het. Intussen in die minister van polisie op 20 Oktober vanjaar 'n skrywe aangedui dat die polisie die kompleks nie meer gaan gebruik en alternatiewe oplossings begin soek het. 118, naamlik 10% van die 1165 polisiekantore in die land is ongeskik vir menslike gebruik of onbewoonbaar of nie bevorderlik vir 'n produktiewe werksomgewing nie, soos die professor Varad Chakalia, waarnemende minister van polisie, op 'n parlementêre vraag van Rais Mzansi. Die meeste van die kantore is in Noordwes, Limpopo en KwaZulu-Natal provinsies wat getuister word deur onwettige mynboubedrywighede, seksuele oortredings, veediefstal en inbrake. In die Oos-Kaap is 14 sulke kantore, 5 in die Vrystaat, 12 in Gauteng, 18 in KwaZulu-Natal, 14 in Mpumalanga, 23 in Noordwes, 9 in die Noord-Kaap en 5 in die Wes-Kaap. Die nasionale vergadering het Dinsdag aand 'n mosie aanvaar om die hemelhoë vlakke van moord en geweldsmisdade in Kaapstad te ondersoek. Die DA beskou die parlementêre ondersoek as 'n geleentheid om eerstens te wys dat die DA-beheerde reeds doen om misdade te beveg, maar ons kan dit alleen doen as hierdie funksie by die polisie lê nie. Intussen wou adjunk president Paul Masitile Dinsdagmiddag in die Nasionale Raad van Provinsies nie 'n woord rep oor afwenteling van polisieeringsmagte toe hy daaroor uitgevra is nie. Nicholas Godsel, 'n DA-LP van die Wes-Kaap, het aan hom gesê in verlede maand alleen is 400 mense in die Wes-Kaap vermoor en verlede week alleen 39 mense op die Kaapse vlaktes. Lisa Schikkerling, DA-LP en woordvoerder oor polisie, het na die aanvaarding van die mosie in 'n verklaring gesê, die parlementêre ondersoek sal die Kaapstadse metro en die Wes-Kaapse regering die geleentheid bied om pogings en vordering wat dit teen misdaad in Kaapstad gemaak het, aan die publiek bekend te maak. Dit sluit in meer as 4,76 miljard rand wat op mediumtermyn vir veiligheid begroot is. Die DA gaan strafregtelike klagte aanhangig maak teen die MKP, LP en dogter van oud-president Jacob Zuma in
in verband met die 17 Suid-Afrikaanse mans wat glo na Rusland gelok is om in die oorlog teen Oekraïne te veg. Chris Hattingh, DA woordvoerder oor verdediger militêre veterane, en Ryan Smith, DA woordvoerder oor internasionale betrekkinge en samewerking, sal vandag die klagte by die Kaapstadse Sentraal Polisiekantoor indien. Dit volg nadat die Volke Dinsdag gesê het, hy ondersoek beweringe dat Zuma Zambutla en 2 ander mense, 17 mans onder valse voorwendsels, na Rusland gelok het. Die mans word glo gedwing om in die oorlog teen Oekraïne te veg. Die valke werk saam met verskeie staatsdepartemente en die relevante buitelandse owerhede, sodat daar 'n gekoördineerde en omvattende ondersoek is, lei hulle verklaring. 'n Woordvoerder van die Departement van Korrektiewe Dienste het bevestig dat Najwa Petersen weer gister voor die Paroolraad in die Polsmoor gevangenis in Kaapstad sou verskyn het. Volgens die departementele woordvoerder kondig hulle nie paroolraadsittings in die openbaar aan nie, aangesien die verrigtinge hulle eie tydlyne en prosedure vereistes volg. Die koerant het op 8 November berig dat die gemeenskap van Athlone nog verdeeld is oor die moontlikheid dat Petersen, wat nou 63 jaar oud is, op parool vrygelaat kan word. Sy is in 2009 tot 28 jaar gevangenisstraf gevonnis weens die moord op haar man, die bekroonde komponis en musikant Talib Petersen. Sy sal volgens die besluit op 27 November 2024 op parool vrygelaat word. Brown Mogosi, die sakeman se verdere beweringe dat Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC, voordeel getrek het uit 'n behuisingsskandaal in die Vrye State, is ook lasterlik en onwettig, so het regterstrydom Dinsdag in die hof beslis. Daar is veral verwys na Mogosi se uitlating dat 'n anonieme bron sê Mbalula is 2 of 3 dae voor die moord met die sakeman van Dile Boswana saam met Vusi Geke, Matibela, die veroordeelde moordenaar van Boswana, gesien. Na bewering dat Mbalula saam met Matibela oor see gereis het, is ook onwaar, asook die stelling dat Mbalula na die moord op die geselskap gesien is van mense wat Boswana se moord verdink is. Mogosi mag nie die beweringe publiseer of van onderhoude noem nie, het die hof beslis. Hy moet ook skadevergoeding aan Mbalula terugbetaal en optog vir sy regskostes. Terwyl Swart Vrydag 'n dag vol opwindende aanbevelings is dit ook belangrik om versigtig te wees wanneer 'n mens aanlyn inkopies doen, so sê die tegnologiehoof Richard Ford, tegnologiehoof van die kuberveiligheidsspesialis Integrity 360, gee 5 wenke. As 'n aanbod te goed lyk om waar te wees, is dit 'n splinternuwe TV wat vir meer as 50% geadverteer word, is 'n groot rooi vlag vir 'n bedrogspel. Gaan direk na die bron, eerder as om na skakels en e-posse op sosiale media advertensies te klik. Tik die webwerfadres van die kleinhandelaar in wat jy ken en vertrou. Dit verhoed dat jy in 'n geval soortgelyke webwerf herlei word. Gebruik slegs veilige betaaldienste en moet nooit jou eenmalige wagwoord, OTP-kode of bankwagwoorde met enige iemand deel nie. Beskerm jou inligting, weer versigtig om persoonlike inligting aanlyn te deel. Geen kleinhandelaar het jou ID-nommer of geboortedatum nodig om verkope te verwerk nie. Hou jou toestelle opgedateer, maak seker dat die veiligheidssagte ware op jou foon en rekenaar geïnstalleer en almal op datum is. Meer as 63 miljard rand van net die top 10 grootste Bitcoin beursies is sedert Januarie 2019 land uitgeneem. Die 3 diensteverskaffers se geregistreerde gebruikers het van sowat 4,5 miljoen begin 2022 tot bykans 8 miljoen einde Augustus toegeneem. Die totale waarde van kriptobates en die bewaring is net minder as 10 miljard rand begin 2023 tot 25,3 miljard rand einde verlede jaar toegeneem. Die Reservebank werk saam met nasionale tesourieë om die toesighoudingsraamwerk uit te reik. Randgekoppelde digitale munte het in November 2023 'n spit van 250 miljoen rand bereik. Die Raad van Finansiële Dienste ontleed Suid-Afrika as geen raamwerk in plek vir gekoppelde digitale munte het nie. As jy kan onthou, het BMW die toring in Januarie bekendgestel met die regterstuur weergawe wat einde van jaar of vroeg volgende jaar hier sy opwagting sal maak. Onder die Union Kaap sit BMW se 3 liter reguit 6 wat met 2 turbos toegerus is. Krag gaan na al 4 wiele met 'n ZF gebaseerde 8-gang outomatiese raadkas en 'n sluitewenaar op die agteras. Hierdie BMW gee vir 450 kW en 650 Nm wrinkrag by sy wiele. Dit is 15 kW, meer as wat die gewone toring ontvang. In sy CS-pakket kom die M3 toring ook standaard met swart afwerkings by die kantspieël, die drukvlerkie, die ligsnoer agter die smal some onder die deure. In die kajuit vind ons diep sportsitplekke met rooi en swart panele, rooi stukwerk oor, 'n vet sportstuurwiel met fluweel tipe leer oorgetrek en 'n rooi streep op die 12-uur merk. Johan Ackerman het gister 'n sterk groep van 42 spelers, onder wie 18 huidige Springbokke, vir die span se komende veldtog om die Kampioenebeker aangewys.
Hulle kom op 14 Desember in hulle tweede groepwedstryd in Engeland teen die Northampton Saints te staan. Johan Goosen, sedert 2021, die keer onder die loskakels in die hoofstad. Sy naam ontbreek egter. André Pollard, Keegan Johannes en die nuwe aanwinst van die Leeu's, Kate Wolhuter, is die loskakels. Namat Kaba, wat die ligblauws in die Karibeker reeks geleid, Mpilo Gumedi, JJ Tron, Jean-Marie Du Plessis, is onder die spelers wat in die losdrie oorweeg kan word. Die Bulle het verlede seisoen 'n teleurstellende veldtog in hierdie kompetisie gehad met Jake White se span as een van sy 4 wedstryde kon gewen het. Sedert Shelter van Wyk in 2021 in die Verenigde Arabiese Emirate sy blitsbok buiging gemaak het hy aan 27 toernooie in die 7's reeks gespeel, waarin hy 52-3 gaan druk het. Verlede jaar was hy deel van die nasionale 7's span wat die bronsmedalje op die Olimpiese Spele in Parys gewen het. Oor die jare heen het verskeie ander spelers soos Kurtley Arendse, Cheslin Kolbe en Kwagga Smith voortgegaan om vir die Springbokke die 15ste speel nadat hulle vroeër in loopbane vir die blitsbokke uitgedraf het. Suid-Afrika kom Saterdag in sy groep A wedstryde in Dubai teen Frankryk, Fiji en Argentinië te staan. Groep B bestaan uit Nieu-Seeland, Australië, Brittanje en Spanje. Volgens die reeks se nuwe formaat neem slegs die 8 spanne wat aan die eerste 6 toernooie in Dubai, Kaapstad, Singapore, Perth, Vancouver en New York deel. Die Proteas met hulle rekordsege van 408 lopies oor Indië is ook vir die eerste keer in 25 jaar die wenner in 'n toetsreeks in Indië. Simon Hamer het met 6-37 geskitter door die tuisspan wat op die laaste dag op 27-2 voortgekolf het vir net 140 in sy tweede beurt uitgehaal is. Indië wat 'n onbegonne 522 lopies op die laaste dag moes aanteken, het reg aan die begin van die dag 2 keer die geluk aan sy kant gehad. Makram het in die bilbeerd, nadat daar koeldrank gedrink is, met 'n nuwe Suid-Afrikaanse rekord gespog, toe hy die 7de vangskoot in hierdie toets geneem het. Indië het sy laaste 4 paaltjies van net 10 lopies verloor. Keshav Maharaj op 2-37, Edia Jeda op 54 en Mohammad Siraj op 0 ontslaag geraak. Gregor Townsend het die verwantheid onder sommige Skotse rugby-ondersteuners bevraagteken na nog 'n teleurstellende veldtog wat tot 'n nuwe ondersoek na die hoofafrigter se pos gelei het. Die span het 'n nederlaag van 17-25 'n kans verbrou om vir die eerste keer teen die magtige All Blacks te kan wen. Daarna die Skotte op 'n bysterende wyse 'n voorsprong van 21-0 prysgegee om met 24-33 teen die Argentynse span te verloor. Skotland het van die 5de plek op die wêreldranglys aan die einde van die Wêreldbeker toernooi in 2023 na 9de plek afgesak weens 'n gesukkel om groot rugbylande die afgelope 2 jaar te wen. Dit is net 'n kwessie van tyd voordat Wallace weer sy regmatige plek in wêreldrugby sal inneem, voorspel die Springbok skramskakel Morney van der Berg. Albei spanne sal sonder 'n groot groep topspelers wees, maar Van der Berg sê die Wallis se spelers wys in die rugbykampioenskap dat hulle bereid is om vir mekaar in die loopgrawe te veg. Ongeag watter span hulle kies, hulle spelers sal reg wees vir ons. Ons weet wat om te verwag. Ons sal nie oorgerig wees, het hy gesê. 6 bokke, Cheslin Kolbe, Sasha Feinberg, Pieter Stef de Tooy, Thomas de Tooy, Marco Marx en Oxenche is pas in wêreldrugby se droomspan vir 2025 gekies en Van der Berg sê dis 'n hengse voorreg om saam met hulle in hierdie groep te kan wees. Van der Berg is een van 4 skramskakels wat die seisoen vir die Bokke diens gedoen het, met Kobus Reinagh, Grant Williams wat hulle as nommer 1 en 2 gevestig het. Dit sal Saterdag Van der Berg sy 4de toets in 2025 wees en hy sal nogmals met sy flink diens wil beïndruk. Die bokspan word vandag bekend gemaak. Bongi Mbonambi, 'n dubbele wêreldbeker wenner met 81 toetse agter sy naam, is na dese duidelik meer die voorkeur haker nie. Marco Marx het hom die seisoen in die voorry gevestig en is in hierdie proses as wêreldrugby se speler van die jaar bekroon. Daar sal dalk nuwe kombinasies wees en ander spelers sal 'n kans kry, maar almal is 100% oorgehaal om te speel. Wallace is self sonder 13 van sy voorste spelers omdat die toets buite wêreldrugby se toetsvenster gespeel word, maar Grobler sê dis nie iets waaraan hulle dink nie. Die Bokke het laas in 2018 in Cardiff teen Wallace verloor toe die Kiwi Warren Gatland nog hierdie span afgerig het. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You. U kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jy voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2234, Polokwane 1728, Lephalale 1832, Mbombela 1633, Mahikeng 1929, Pretoria 1928, Johannesburg 1825, Ermelo 1227, Galagadi
2437, Gaborone 2026, Richards Bay 2033, Pietermaritzburg 1632, Durban 2029, Port St. John's 2026, Pongola 2038, Maputo 2237, Bethlehem 1327, Bloemfontein 1631, Allewal Noord 1630, Welkom 1630, Vryburg 1831, Kimberley 1834, Appington 2638, Prieska 2336, Springbok 1532, Karasburg 2037, Keetmanshoop 2338, Mariental 2237, Alexanderbaai 1421, Brandvlei 2136, Loederitsbaai 1525, Vredendal 1535, Kaapstad 1928, Sutherland 1428, George 1622, Jeffreys Bay 1924, Geberra 1926, Graafreinet 1529, Kapogolas 1822, De Aar 1933, Multino 1428, Beaufort Wes 1633 en laastens Oos-London 18 en 25 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R17.14 teenoor die Amerikaanse dollar, die euro kos R19.83, die Australiese dollar verhandel teen R11.13, die pond kos R22.58, 'n yen kos 11 sent, die prys van silwer is $52.49 Amerikaanse sent, platinum kos $1,567, palladium se prys is $1,318, die prys van goud is $4,167, Brent olie per vat is $62.48 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.